Goeiemôre, good morning. Ons hoop julle is gereed vir nog 'n lekker episode saam met ons. Today is the 17th of September. It is the 260th day of the year, which means there are only 106 days left of this year. So, as jy enige doelwitte vir die jaar gehad het, is dit hoeveel tyd jy het om alles af te handel. Nou ja, toe Ras, dit klink vir my na 'n goeie idee. Kom ons vergeet net gou van daardie ekstra druk wat ons almal skielik voel en kyk waarna jy kan uitsien in vandag se episode. Ons gesels met Dr. Angelique Coetzee oor seisonale allergieë. Ons gesels ook met die legendariese Springbok Kruinhou Otto. Ons gaan teater toe saam met Ruth the Musical. En ons word vermaak deur die vioolklanke van Schiphol. Maar is nou eers tyd vir ons oggendpraatjies, Ras. Yes, Elsa, what is the strangest thing that you've seen on the highway here in South Africa? Soos byvoorbeeld op die N1. Ek moet nou dink. Ek dink dit sal maar seker net mense wees wat hopeloos te stadig beweeg. Ja, dit is mos nou iets wat jou grensloos kan irriteer. Ja. Onthou jy daai storie 'n paar jaar terug toe is daar 'n kameelperd wat of die twee kameelperde wat was rarig tragies. So can you imagine a Formula 1 car speeding past you on the N1? So that's exactly what happened to motorists in the Czech Republic. But after 6 years on the run, the so-called phantom race car driver has finally been caught. Back in 2019, motorists reported seeing a red Formula 1 style car racing along Czech highways. Now, for years, the police couldn't identify the mystery driver because he always wore a visor helmet. And the legend grew until about a week ago, when police finally tracked down the man, a 51-year-old, to a property just outside Prague. Now, he denied ever driving the Dallara race car on public roads, but police say the car is illegal because it has no lights, no number plates, no safety features, and if found guilty, the man faces a driving ban of up to a year and a fine between 4,500 rand and 9,000 rand. I don't think that fine is that bad for the amount of time that he was on the roads driving very fast, very recklessly, no number plates, no lights, in die nag in. Kyk, ek wou aan die begin gesê het, ek beloof dit is nie ek nie, maar dit was nou darm nie nodig nie. Maar ja, ek sê gedink die boete is heel wat meer. Ek het ook gedink, lees ek reg, is dit 9,000 of 90,000? Nee, dis 9,000. En die feit dat dit vir soveel jare aangegaan het voordat hulle hom kon keer en nou sê nee, dit was nie ek nie, maar wie anders het nou daai kar in die dorpie waarin jy bly? Wat is die ergste of die duurste boete wat jy al moes betaal? Moet ons persoonlik raak? Ja, nee, asseblief. ek was een keer afgetrek en dit het amper ontaard in 'n baie groot nagmerrie op pad Karoo toe. Maar ek wil dit nie daar, ek dink ek wil dit Jy gaan dit daar los. Ek wil nie uitbrei nie. Maar ja, ek moet sê, ek het nog nie 'n buitensporige duur boete gehad nie. Ja. Dink dit is redelik gemiddeld, nog nooit by 4 of 9,000 rand uitgekom nie. Wat van jou, Ras? Ek kry nie baie boetes nie en as ek Jy's mos 'n pluggie op die ek pad. is 'n pluggie want omrede ek het so 'n chip in my kar wat connected is aan my versekering. So dan trek hulle punte af as ek te hard die brieke trap of as ek nou te vinnig bestuur of wat ook al. So ek sal nou met volle selfvertroue daar by die padblokkade inry en dink nee, ek het nie enkele boete nie, maar so 2 jaar terug, toe is daar vragtig 2 boetes op my naam. 350 rand and then another 350 rand. Because I don't get fines. So say well, have I got news for you? So dit was nou vir my 'n bietjie van 'n skok, maar ek dink baie meer gehoorsaam as wat jy ry of gery het. Ek moet sê, ek dink by dieselfde versekeringsgroep as jy en daar is ook daai puntestelsel, maar dit werk net nie. Maar ek dink na aanleiding van die R2-wetsontwerp en al die dinge, jy weet wat ons kan verwag in die toekoms, is dit belangrik om dalk net so lank, jy weet, in daai gewoonte te kom om liewer maar net so rustig as moontlik te ry. Ja, maar ek dink ek sou 'n goeie Formule 1 renjaer gewees het. Ek dink so. En as jy nou kon kies, sê nou ons snelweë was soos die autobaan in Duitsland waar jy nie met 'n spoedbeperking moes ry nie. Wat se kar waar jy regtig graag wou ry? Van die Formule 1 karre? Of enige kar, the car of your dreams. Ag, ek dink ek gaan maar net sê die vinnigste moontlik. Ja. Dalk 'n
Mercedes. Ja, my seentjie is nou baie into karre en so daar's nou hierdie Bugatti Veyron wat een van die duurste karre op aarde is. Ja. So ek dink as ek nou kon droom, sou ek nou daai een kies. Wel, ek dink dit is goeie keuses, maar nietemin, al wat ek wil sê is Ras, as jy ooit saam met my iewers heen moet beweeg op die pad, ek beloof dan is ek baie meer versigtig en verantwoordelik. Met jou baba Rasie. Met my baba Rasie. Hey, dit sluit so mooi aan by die volgende storie. Want so gepraat van luukse wiele. Wat dink jy kos 'n stootwaandjie in vandag se tyd? Ek sien so baie van hierdie smaakmakers en mense wat hulle baba reis seker deel en 'n swangerskap reis deel wat regtig duur stootwaandjies koop. So ek het al gesien 100,000, 120,000. Ja, dit is verstommend. Ek dink dit is buitensporig duur. Ja. En daarom is ek in hierdie stadium nog dankbaar, maar jou baba kan nou as te ware in soveel styl soos 007 rondrits. Die luukse motorvervaardiger Aston Martin het met die kinderhandelsmerk Egg saamgewerk om 'n splinternuwe baba stootwa te bou. En dit is nie sommer 'n gewone stootwa nie, hoor. Die model bied 'n sitplek met 'n veiligheidsharnas wat lyk soos die van 'n sportkar en is afgewerk in die klassieke Britse resies groen. Die ontwerp is gebaseer op die gewilde Egg 3 stootwa en bied ook al die praktiese elemente soos 'n groot sonkap, verstelbare sitplekke en stoorplek, maar in die styl waarvoor Aston Martin bekend is. Die prys? Ongeveer R55,000. Dit is eintlik minder as wat ek sou gedink het 'n Aston Martin Pram would cost. Really. Ja, want jy's bekend of vertroud met stootwaandjies wat duurder is. Ja, maar dit lyk verskriklik oulik. Ek dink ou baba Rasie sou baie mooi pas in daai, wat noem hulle dit, resies groen Aston Martin. Absoluut. En dit is alrede waarom ek so een sal aanskaf, is as ek die voorreg kan hê om 'n ou baba Rasie in daai stootwaandjie te kan hê. As jy nie verstaan waarvan ons praat nie, ons het 'n paar maande terug op ons Instagram 'n video geplaas van ons en Pieter en Thys as babas. Dis steeds daar, so as jy dit nie gesien het nie. Beslis. Dit is baie snaaks. Ja, gaan loer gerus. Ek dink jy was nog steeds die oulikste baba. Dankie. Maar ja, ek dink net om terug te kom by die storie, dit is regtig vir my verstommend, want ek dink dinge het oor die jare soveel duurder geword, veral wanneer dit kom by babas. En ek het werklik respek vir elke liewe ouer in vandag se tyd met hoeveel die goed kos. Ja, en ek dink mense is so behep nou met handelsmerke en die diergoed. Daai kind groei so vinnig. Ek gaan nie onthou of jy Aston Martin stootwa gehad het nie, of een wat jy by die winkel op die hoek gekry het. Solank dit by die veiligheidsreëls en al daai vereistes voldoen, then it's fine. As long as your baby is safe and healthy, it doesn't need an Aston Martin pram, but it's good to know that that's an option for some people. Nou, kyk, as dit wat 'n pram kos, then the world is not enough, James Bond. Bly ingeskakel, ons kuier net hierna verder en vat ons oggendpraatjies bietjie verder.